Liewe gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag God se vrede vandag julle deel wees. Baie welkom by die 5de preek in ons Genesis reeks. En vandag is die titel van ons preek Noag se pink reënboog. Ek hoop jy gaan dit baie geniet. Voordat ons gaan luister na die woordbediening, gaan ons eintlik met die musiek voort waar ons laasweek opgehou het, nader by God, saam met Henog, en sing ons 'n lied wat baie bekend is, God is hier teenwoordig, laat ons almal bidend nader. Hef jou hart op na die Here en word bewus vir sy teenwoordigheid hier vandag by jou. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, Heilig is die Heer, buig in stilte om te eer. Wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. Die Here ons God is altyd hier. U was altyd hier en sal altyd hier wees. En omdat U ons lief het, wil U hê dat ons moet weet dat U altyd ook by ons is, dat ons nooit alleen is nie. En hier sit U het vir ons daai versekering gegee dat ek sal by julle wees tot aan die einde van dae. En in hierdie COVID storms waar ons is, wil ons bid Heilige Gees dat U vandag met ons sal praat. Wil U ons herinner daaraan dat ons 'n Vader het wat ons lief het, dat ons 'n Seun het, Jesus, wat vir ons al die skeiding weggevat het en vir ons die ewige lewe gegee het nou reeds. Praat vandag met ons, Heilige Gees. Vader God, ek wonder hoe ek ooit kon lewe sonder hierdie wete van die ouerskap en die troue sorg. Nou is ek die kind, ek is die liefde aan die vasgebind. Ek kan nooit weer alleen wees nie, want Vader God, U is hier by my. Ek besing die lof, Heer, ek besing die lof, Heer, ek besing die lof, Heer, vir altyd weer en weer. Ek besing die lof, Heer, ek besing die lof, Heer, ek besing die lof, Heer, vir altyd weer. Maar God, ek wonder hoe ek ooit kon lewe sonder hierdie wete van die ouerskap en die troue sorg. Nou is ek die kind, ek is die liefde aan die vasgebind. Ek kan nooit weer alleen wees nie, want Vader God, U is hier by my. Ek besing die lof, Heer, ek besing die lof, Heer, ek besing die lof, Heer, vir altyd weer en weer. Ek besing die lof, Heer, ek besing die lof, Heer, ek besing die lof, Heer, vir altyd weer, Vader God. Jesus, my redder, hier daar is niemand soos U.
enkelste veilige vesting van krag, met hart en stem, als wat ek het, bring ek aan ewig eer. Kom laat ons juig, kom ons sing voor die Here, sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see bly saam, by die aanhoor van sy naam. Ek wil die prys van die is, my Skepper, ek wil die lof in my lewe lang eer. Niks vergelyk met die liefde en sorg vir my. Noag se pink reënboog. Ek wil vir jou vra, hoe voel jy as jy 'n reënboog in die lug sien? Is dit nie 'n opgewondenheid nie? Ek bedoel, die eerste ding wat mens doen, jy gryp jou kamera en jy wil dit afneem, want jy wil dit deel met jou geliefde en die mense om jou, en jy sit dit op WhatsApp en sê het julle die reënboog gesien. En eintlik is dit 'n kinderlike opgewondenheid vir die wonder wat elke keer verskyn. En die ander ding is, mense is baie keer verwonderd oor die grootheid daarvan. En ek het ook 'n kind was waar ek gejaag het na sy punt toe, miskien is daar 'n pot goud, maar ook die feit dat hy volmaak kan wees, en partykeer is dit 'n spieelbeeld dat hy amper die ronde is. Nee. Die vraag is, hoe wil die Here hê, moet jy voel as jy die reënboog sien, hy het hom gemaak het. En wat hy wil hê jy moet beleef, is jy moet voel dat jy veilig is, as jy hom sien. Veilig. En die tweede ding is, hy wil hê jy moet weet, dat die Here jou God dink aan jou. Waar jy ook al dan is, en daarna kyk. Al gaan dit in jou goed, al gaan dit met jou sleg, wat jy weet, hy dink aan jou. En hy wil hê jy moet ook hoor, wat hy sê, ek is, die God wat sê ek is, wil sê ek is altyd by jou. Net soos die reënboog soms verskyn, is dit 'n herinnering daaraan dat hy altyd by jou is. Pink is 'n sangeres, wat een van my gunstelinge is. Sy het 'n ongelooflike stem, sy skryf baie mooi musiek, en sy het 'n lied onlangs geskryf, What About Us? Wat gaan oor ons mense? En Pink se werklike naam is eintlik Alicia Beth Moore. Nou, die dames in ons gemeente weet dat julle baie lief is vir Beth Moore se Bybelstudie. Ek dink hulle begin vanaand weer met die aandgroep met 'n quest van Beth Moore. Sy is 'n Amerikaanse evangelis wat spesifiek met vrouens werk. En ek dink, hulle is nie familie van mekaar, van ek agter kan kom nie, maar miskien is Pink nogal partykeer meer van 'n profeet as wat sy dink sy is. Ek wil hê met na die volgende lied, soos 'n stukkie daarna luister. En half dat dit die simbool is van waar ek en jy mekaar vandag miskien bevind hier in COVID tyd. Sy sê die lied is oop, jy weet, so wat hulle ons deesdae sê in hierdie postmodernistiese tyd. Die vraag is, wat sien jy in die lied? What about us? Luister saam met my dan. Rockets pointed up at the stars.
gevoel wat ons kry, as ons sing, there are problems needs to be solved, and what about us? Maar die Here hê dat jy vandag moet hoor uit hierdie verhaal van Noag, dat ek dink aan jou. En kyk 'n bietjie na die reënboog wat jy sien. Jou gunsteling kleur, wat dit ook al is in daai reënboog. En so dink ek ook aan jou. Ek het hom gemaak vir almal sodat hulle dit kan wees. En vandag, in hierdie verkondiging van hierdie oerverhaal wil die Here hê, jy moet weet, jy is veilig by hom. Jy moet weet, hy dink aan jou. Kom ons kyk na hierdie verhaal van Noag. Lees dit asseblief saam met my. Die verhaal van Noag en die ark, Genesis 6 tot 10. Die Here was baie hartseer oor die slegte dinge wat die mense op aarde aan mekaar gedoen het. Die moord en doodslag. Noag was 'n regverdige man, en God het vir Noag gesê, daar gaan 'n groot vloed oor die aarde kom, wat al die mense gaan verdelg. Jy moet 'n ark bou van goferhout, maak die vertrekke dig met pik binne en buite, en hy moet 135 meter lank wees, 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog. Dan moet 'n deur aan die kant wees, die dak moet 'n nok hê. En Noag het die ark gebou net soos die Here beveel het dat hy moet doen. Die Here het ook van Noag gesê, ek gaan 'n verbond, 'n kontrak met jou aangaan. Jy en jou vrou en jou seuns en jou skoondogters wat in die ark ingaan, van al wat leef, wat jy 2 van elk mannetjie en wyfie die ark laat binne gaan. En neem genoeg kos saam om van te leef. Oor 7 dae sal dit vir 40 dae en nagte reën, en alles sal onder water vergaan. Noag het alles gedoen soos wat God beveel het. En dit net soos gebeur, soos wat God gesê, die water het hoër en hoër gestyg, en alles is verdwelg deur die water. En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en makdiere wat saam met hom in die ark was. God het gedink aan Noag. Die Here het die winde oor die aarde laat waai en die groot waters het teruggetrek. Na 150 dae die ark op die berg Ararat tot rus gekom. Veertig dae daarna het Noag die venster oopgemaak en 'n kraai laat uitvlieg, en dit het heen en weer gevlieg totdat die water opgedroog het. Noag het toe eerder 'n duif losgelaat. Die duif het teruggekom, want daar was nêrens 'n plek om te sit nie. En toe het Noag 7 dae gewag en weer die duif uitgestuur. En die keer het die duif teruggekom met 'n groen takkie in sy bek.
En dan nog 7 dae het Noag weer die duif uitgestuur, en toe dit aand word, en hy het nie teruggekeer, het Noag geweet, die waters het opgedroog. En die Here het vir Noag gesê, om die deur van die ark oop te maak, en Noag het vir die Here offer gebring, en die Here het dit aanvaar. En God het vir Noag en sy seuns gesê, ek sluit 'n verbond met julle mens, en dier sal nie weer deur vloedwaters oorweldig word nie, en die teken van hierdie verbond sal 'n reënboog wees. Nou, hierdie 4 hoofstukke, en is eintlik 'n lang gedeelte as jy dink, wat die verhaal van Noag bevat, is in die vorm van 'n palestrofe geskryf. Hulle noem dit 'n spieelgedig. Nou weet ons vandag dat hierdie gedeelte is geskryf so 500 jaar voor Christus. En dit was toe nogal modig geweest om sulke spieelgedigte te skryf. Ons almal ken die fliek Troje, en dit is eintlik gemaak uit 'n gedig wat ook verskyn het in 'n baie ou geskrif, die Iliad van Homer, so 800 jaar voor Christus. En hierdie Iliad is ook volgens hierdie palestrofe geskrywe. Nou, as ons baie mooi daarna kyk, dan sien wat eintlik maar gebeur, is 'n spieelbeeld. Hy bou op van Noag, en dan sien ons die 7 dae wag vir die vloed. Hy wag vir die vloed, hulle gaan die ark in, 40 dae die vloed, die berge gaan toe, en dan 150 dae van water, en dan kom ek by die hoofpunt uit. En dan loop hy weer 185 dae van water, die berge bestoon in die water, begin oopgaan, die 40 dae se einde, en Noag maak die venster oop, en dan wag hy 7 dae vir die duif, en dan steek hy weer 7 dae die duif af, en so loop hy uit, en dan eindig hy weer by Noag. Nou in so palestrofe, wil ek jou help om eintlik baie duidelik te sien, wat is die hoofpunt, wat hy die verhaal wil maak, die sleutelpunt. En die sleutelpunt sien ons hier in pink. En ons sien dit in hoofstuk 8 vers 1. As jy dink is van hoofstuk 6 tot hoofstuk 10, is dit in die middel. God dink aan Noag, en aan die wilde diere en die makdiere wat by hom in die ark was. En dis die boodskap wat die Here eintlik uit hierdie gedeelte vir jou wil sê, dat wanneer jy ooit in die moeilikheid is, eintlik dink hy altyd aan jou. Dit is soos die vader wat altyd aan sy kinders dink, maak nie waar hulle saak waar hulle is nie. En so is dit ook met God. Spesiaal as hy weet dat jy baie swaar tye deurgaan. God dink aan Noag, God dink ook aan jou. Nou, hierdie gebeure wonder ons partykeer, en as ek vir mense vertel, jy weet dat ek die berg Ararat gesien het, en dat die vloed werklik was, is asof mense partykeer dink, op 'n moment het jy gedink, daar was 'n vloed gewees, daar was 'n vloed gewees. As jy ooit gaan na Jerewan in Armenië, dan sien jy die berg Ararat daar oorkant die hoofstad staan, ongelooflik baie. Dis 'n hoë berg. Hy's van die voet tot bo, is hy 5137 meter hoog. Everest, wat die hoogte is 8000, amper 9000 meter hoog. Tafelberg is maar 1000 meter hoog. So dit is 'n ongelooflike hoë berg wat daar is. En die berg, sien ons, sit omtrent daar, die berg Ararat. En wat gebeur het so 5500 jaar voor Christus, was daar 'n vloed gewees. As jy nou daai kant gaan kyk, sal jy sien, daar is die Swartsee daarbo, en daar is die Marmarsee klein, en daar is baie aardbewings gewees, en daar was 'n aardbewing, en hierdie hele wêreld was eintlik onder water, en toe het van die Swartsee se water deurgegaan. Dis waar die Bosforuskanaal gevorm is toe, wat ons tans in Istanbul sien. En vir die mense van daai tyd was dit hulle wêreld, en daarom gesê hulle hele wêreld was onder water gewees. Dit is 'n gebeurtenis wat mense van geweet het. En toe die Israeliete in Babylon aankom, toe maak hulle kennis met hierdie vloedverhaal. Want die Babyloniërs het toe hierdie gebeurtenis gevat en dit in hulle geloof ingeskryf, en dit is wat hulle gesê daar gebeur. Hulle sê, hulle gode was geïrriteerd met die mense, want die gode van daai tyd was baie keer geïrriteerd met die mense, en hulle besluit om vir Marduk te stuur, wat eintlik een van hulle hoofgode was, om die mense uit te wis, maar hy het nie kans gesien daarvoor nie. En toe was daar 'n godin, Ena Enki, en sy was verlief eintlik gewees op Utna Pistim, wat 'n man was,
en sy het besluit om hom te gaan waarsku, dat hy 'n boot moet bou, en toe oorleef hy alleen die vloed, en hy is daarna as een van die gode opgeneem. Dis nou hulle verhaal gewees. Nou, die Jode het dit gehoor, die Israeliete, terwyl hulle daar in ballingskap was, en dan wil hulle eintlik Pinkselied sing, but what about us? Hier is ons nou in hierdie godverlate land met hierdie mense wat hoë torings bou, en ons sal volgende week daarby uitkom, en wat het van ons geword? En dan gee die Here openbaring vir die skrywer wat hierdie eerste 11 hoofstukke geskryf het ook, van sy betrokkenheid eintlik in die regte verhaal wat gebeur daar, en dan skryf hy hierdie verhaal van die son, van die vloed, en dan ook die redding wat gekom het van Noag, en die verbond wat God met hulle gesluit het. En hierdie is dan 'n geloofsgebeurtenis, in die vorm van 'n palestrofe wat hy vir hulle skryf. En dit het vir hulle ongelooflik hoop gegee. In die sin is opgeteken, en vandag nog wil dit vir ons sê, dat ons moet onthou, ons is nooit alleen as goed gebeur. Nou, baie sentraal tot die verhaal is natuurlik die ark. En die Hebreëse woord vir ark is teba, T-B-A, jy lees na daai kant toe. In Latyn is dit arca, en via die Engels het dit ark geword, en dit is waar ons vandag die ark en die ark het. En ja, Latyn is eintlik 'n wooden box. Maar hier word dit dan gebruik, en is die naam ook eintlik vir hierdie plek van veiligheid, waar God eintlik die diere het. En jy kan vir enige mense praat van Noag sy ark, en dan besef dis ook meer vandag vir shelters en plek van veiligheid vir mense, noem hulle dit sommer die ark, want dit is die ding om vandag te sê. Maar in die Bybel is dit die een ark, maar daar is ook 'n volgende ark. En dit was die verbondsark, die simbool van God se teenwoordigheid, weet ons, wat van die volk gekry het van hulle by die berg Sinai was. Nou weet ons, dat die volk Israel het God eers geken as die redder God wat in die verbondsark 'n simbool van sy teenwoordigheid gehad het. En wat dan hier gebeur as hulle in ballingskap is, dan gryp die skrywer eintlik terug na daai ark toe, en hy gee die simbool vir hulle. Hy gebruik dieselfde naam as vir die ark om te sê, luister, net soos God daar was by die ark en by ons is hy nou nog by ons. Soos hy ook by Noag was. Want hulle het geweet, die ark is daarna in die tempel geplaas, en nou is die tempel mos nou vernietig gewees, en die stad is vernietig, en hulle teruggekom, hulle die ark teruggebring, en hulle kan nie meer by die tempel of by God uitkom nie, en gevra, maar waar is God nou? Is ons alleen, daar is geen tempel, daar is geen ark nie. En dan, met hierdie vloedverhaal, wat hy dan die nuwe verhaal vertel van Noag en die ark, wil hy eintlik hulle oë oopmaak om te sê, luister, God bly nie net in die tempel nie, en teenoor bly hy glad nie daar nie. God is baie groter, hy het alles geskep, en dan skryf hy ons nou die Genesis 1-2 verhaal, en dan ook hierdie natuurverbond wat hy sluit met Noag. En daarmee wil hulle oopmaak om vir hulle te sê, julle kan ook vir God in die natuur sien. In die geskenke wat hy vir ons gegee het, in die tweede skepingsverhaal wat ons gesien het, dat sy naam geskenke was, en veral moet julle weet, en God self het die simbool gegee van die reënboog, dat as julle dit sien, dan moet julle weet, onthou, ek sal julle nooit alleen laat nie. Ek sal nooit weer dat so iets gebeur dat julle voel julle is alleen soos met Noag se tyd nie. En ek wil hê dat julle, as julle die reënboog sien, veilig moet voel. Wie weet, vir hulle bly in ballingskap, hulle was 70 jaar weggeneem, ver weg, en elke keer as hulle die reënboog sien, het hulle geweet dat God leef, en dat hy dink aan hulle. En hy wil vandag ook hê dat jy moet weet, hy dink aan jou, daar waar jy is. En daar sal uitkoms kom, maak nie saak wat COVID aan jou gedoen het nie. Die Israeliete was 70 jaar daar gewees, en onder Esra en Nehemia het hulle teruggegaan, en hulle het die mure herbou, hulle die tempel herbou, en het hulle weer God se nabyheid daar beleef, maar kon hulle ook God se nabyheid in die natuur sien, maar het hulle ook geweet, God sal altyd by hulle wees. Omtrent 500 jaar later gebeur daar 'n volgende gebeurtenis. En dit is dat God weer baie mooi vir die mense wys het en hulle dink, en nou vir alle mense, wanneer daar weer uit hout, en hierdie keer is dit nie 'n ark
nie, dis ook nie die ark waarin Noag was of die verbondsark nie, nee, dis 'n kruis waaraan die seun van God kom hang om weer eens vir mense te wys dat God dink aan hulle. Hy sien hulle nood raak en dit word dan die brug na God toe, dat hulle weer by God kan uitkom. En die gevolg daarvan is dat Jesus in 'n sekere sin ons ark word. Jesus word die nuwe veilige plek vir jou en vir my, en wil die reënboog ook daarna verwys, dat God sê, ek dink aan jou, en jy wil jy moet veilig wees, en Jesus sê daarom, kom na my toe, die wat vermoeid en belas is, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is jou ark, en dit is baie interessant, as ons dan aanskyf in Openbaring toe, ons sien hy gesig in die hemel, Openbaring 4, dan sien ons sit op die God op die troon, en in Openbaring 5 sal ons sien dat Jesus, die leeu uit die stam van Juda, die lam wat geslag is, langs hom staan, en die geeste, die 7 fakkels voor hom, maar rondom die troon van God is daar wat? 'n reënboog. Want weer eens wil hy vir die Israeliete in die eerste plek sê, dis 'n plek van veiligheid. Ek dink aan jou, hierdie is vir jou. Jesus het gesê, want so lief het God die wêreld gehad, het hy vir my gestuur. En dit is waar God is, daar's veiligheid, en ek wil jou bring by daai veiligheid. Nou is die vraag vandag, hoekom wys God vir ons hierdie verhale, hoekom wys ons vandag hierdie prente? En die rede is, die Here wil hê, waar jy vandag sit, maak nie saak wat met jou gebeur nie, dalk jy werk verloor, of jy voel onseker, of jy het afgetree, of jy het 'n kind aan die dood afgestaan, of die wêreld is vir jou 'n baie moeilike plek, wat jy nie verstaan nie, wil hy, te midde daarvan, moet jy soos Noag veilig voel, moet jy soos Jesus se disippels veilig voel, moet jy soos Johannes wat op Patmos gesit het en gesien word mense om doodgemaak veilig voel, want jy weet, daar's 'n reënboog, die reënboog wil sê, ek dink aan jou, en jy sal altyd veilig wees by my, en daarom moet jy hierdie veiligheid voel vandag, en dit is wat ons anders maak, ons kyk van ons situasie op, na God, na die lig, na die reënboog, ons lees in die woord daarvan. Maar daar is 'n tweede ding wat bykom, vir ons as gelowiges, omdat Jesus deur sy gees in ons bly, wil hy vandag ook vir jou sê, jy kan nooit dit net vir jouself hou, jy kan nooit die kennis net vir jouself hou nie. Jy moet ook by die punt kom, waar jy besef, jy kan 'n ark vir ander mense wees. 'n plek van veiligheid, waar ander mense by jou kan kom skuil, omdat God by jou is, omdat jy rustig is in hierdie tyd, omdat jy lewe spreek en praat. En hoe doen 'n mens dit? Jy doen dit deur getuienis. Nie te breek nie, maar te vertel, dis maar hoe ek dit doen. Ek kyk op. Ek was by Chris Herbs in die hospitaal gister gewees, en dis wat hy doen, hy kyk op. En daarna was ek by Zakkele gewees, met die geboorte van Adeleen, en julle weet, dat dit 'n baie moeilike swangerskap was, en wat doen hulle? Hulle kyk op, die getuienis wat hulle gee, want hulle voel veilig by God. En Adeleen, weet julle, het kanker, en in hierdie tyd het God sy teenwoordigheid gesoek, het sy leiding gesoek, en sy leiding gekry, want hulle kyk op na God, en hulle vra vir hom, leiding, jy kan daarvan getuig. Julle weet, Magda, Heymans en Willie is by ons weg, hulle kom uit 'n klein plek, Lindley in Dubai gebly, hulle bly in Singapore, en op 'n stadium het Willie gesê, hy sien die Here sê vir hom, hulle moet Kanada toe gaan, dis waar hy wil gaan boer, 'n plek van veiligheid, vir sy gesin skep, saam met God. Magda moes tyd vat om in te koop daar, en sy het eendag gaan sit in die tuin, daar in 'n park, en vir die Here sy het vir haar teken gee, sy, waar Willie gaan sy, maar sy moet inkoop, en toe kom daar 2 neeshorings, en sy sê toe vir haar, gee net vir my 'n teken, en toe kom sy daar 2 neeshorings vir ons agterna, en later nog 5, dus daar 7 neeshorings vir ons, en sy sê sy die belewenis gehad, dat God vir haar sê, ek dink aan jou, ek sien jou, en sy het net gister vir my gesê, hulle televisions gekry vir Kanada. Jy sien die getuienis, van iemand wat dan die ark beleef, want jy kan nie vir iemand anders vertel wat jy beleef nie, gee jy vir hulle die hoop dat dit vir hulle moontlik is.
En dan kan jy sê, ek bid vir julle vanuit die ark uit. Praat ons met God. En omdat jy die rustige en vrede het, kan iemand anders vat en ons niks soos 'n druk nie. In COVID tyd vra hom of ek jou 'n druk kan gee, vas kan ras. En dan is jy die ark vir ander mense. Safira was 'n blinde digter en sy het hierdie ongelooflike gedig geskryf en ek wil vandag die pink reënboog van Noag afsluit met hierdie gedig vir jou. So rou soos vleis met lewe aan het snikke uit my hart gegaan. Die vel was weg. Hoe kan ek dit heg? Hoe maak mens dan die hartseer reg? My vraag is alles opgesny, die antwoorde lê en bloei daarby. Die donker gat, waar moet ek vat? My siel lê op 'n doringmat, so sag, soos wind met vlerke aan, kom uit niks my eie naam. In my hand wat hou, sak hy die tou. My God het my selfs hier onthou. Safira. Laat die lewenswater my siel oorspoel. Neem as van my skouers, laat my ligte voel. Alles wat my kwel gee, ek aan U sal hoor. Dan die Heilige Gees my versigtig. Jesus, Jesus, Jesus. Ons wil steeds vir jou baie dankie sê, vir jou dankoffer in die bank. Dit is nou omtrent al 'n geloofsdaad wat ons glo in die dinge wat ons nie sien nie, maar weer daar is. Baie dankie daarvoor. Ek sal weer ook na die tyd net die rekeningnommer 'n bietjie deel. Volgende week gaan ons aan met ons reeks en dan kom ons eintlik aan die einde van die eerste gedeelte, die eerste 11 hoofstukke, die torings van Babel en jy. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die liefde van die Vader, die genade van Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal altyd by jou wees.